Kom ons hou nou 'n bietjie van 'n breër gesprek oor die beginsel, die prinsip van gelykheid in die werksplek. Ons het 2 ander mense gevra om deel van die gesprek op billike indiensneming te wees. Dis die uitvoerende hoof van NIASA, Gerard Papenfoos, is weer terug met ons. Môre, Gerard. Hallo Udo. En dan het ons ook vir Kusatu se adjunkt parlementêre verteenwoordiger Tony Ehrenreich uitgenooi om ook saam met ons te gesels vanoggend. Laat ek net kyk of hy wel daar is. Ek weet ons het 'n bietjie van 'n tegniese probleem gehad. Tony, is hy daar? Ai, liewe aarde, okay. Ons sal probeer om hom op die lyn te kry, maar Gerard, kom ons begin net eers met jou oor die feit dat julle nou ook hierdie wetgewing in die hof gaan daag. Op watter gronde gaan julle dit doen? Daar's 2 gronde, Udo. Die eerste een is 'n dringende aansoek wat gaan oor die regulasies. Die wyse waar daar te werk gegaan is om by hierdie syfers uit te kom. Daar was landwyd gekonsulteer 2023, 2024 deur die regering met die publiek. Maar nie regtig met besigheid nie, want dit was openbare vergaderings waar mense 'n klomp nonsens kon praat het en dit was nie werklik konsultasie nie, maar in elk geval die magtigende wetgewing ingevolge waarvan daai konsultasies plaasgevind het eers in Januarie van vanjaar in werking getree. So al daai werk kan maar in die asblik gegooi word. Toe probeer hulle dit regmaak hier in Februarie en hulle reël konsultasies met 18 industrieë en hulle hou konsultasies vir 1 uur en 'n half per industrie. Nou, as jy kan na vervaardiging kyk, dan is vervaardigers nie een industrie nie. Dis staal en motor en voedselvervaardiging en chemiese vervaardiging, maar hulle pas als in 'n uur, 1 uur en 'n half, waarvan 'n uur 'n voorligtingssessie is en 'n 15 minute konsultasie, maar dit was glad nie, en dit is voor die hof waar ons sê, julle het glad nie gekonsulteer nie, want hierdie goed is nie realisties nie. En ons gebruik vele voorbeelde. Byvoorbeeld, kom ek gee net vir jou een voorbeeld. Die vervoerbedryf, vragmotorbestuurders, is mans. Maatskappye employeer mans. Nou moet 50% van hulle vrouens wees. So dit is mos nou eintlik belaglik. So hoekom stel vragmotormaatskappye manlike drywers aan? Wel, omdat dit die praktiese antwoord is. Dis hoekom vir baie redes. En die staat kan nie hier kom en nie van buite af kom ons sê vir 'n maatskappy, dis hoe jy dit nou moet doen nie. Dit is net een voorbeeld, daar is baie voorbeelde. Dit gaan voor die hof wees. So die dringende aansoek gaan daaroor. Julle het op irrasionele wyse by hierdie gevolgtrekking gekom. Julle het nie met besigheid gekonsulteer nie. So dis die dringende aansoek. Dis die eerste ding. Die tweede ronde is die grondwetlikheid daarvan. Die feit dat jy probeer sentraal 'n maatskappy voorskryf. Kan jy nou indink, jy sê vir 'n maatskappy, jy moet voor jou rekenaar gaan sit en jy moet 'n spreadsheet opstel en jy moet jou aanstellings maak in jou maatskappy aan die hand van wat jou spreadsheet sit en jy moet dit op die basis van kleur doen en geslag. Nou, dit is verstommend onnoosel, met respek. Dit is verstommend onnoosel. Jy kan dit nie doen nie, maar dit word gedoen deur mense wat niks weet wat in besigheid aangaan nie. Die staat word bedryf op die basis van selfsprekende inkomste. Dis belastinggeld. Jy hoef nie slim te werk te gaan nie. Jy stel net 'n wet in en dan vat jy mense se geld en op daai basis bedryf jy nou jou besigheid. Dit is die staat, maar niks werk nie. Niks werk nie. Kyk, ons het al voorheen hier spesifiek oor hierdie beginsel gepraat, Gerard, en ons gaan seker daaroor debatteer, want dit was die basis van apartheid geweest, dat daar sekere werk was vir sekere rasse in Suid-Afrika. Maar al wat ek wil weet is daar reeds hofdokumente ingedien deur julle? Nee, dis 'n dringende aansoek. Ons behoort seker so 'n omgewing van 3 weke gereed te wees om ons dokumente in te dien. Ons moes wag totdat die regulasies in werking gestel is. Goed. So ons het werk voor die tyd gedoen, maar ek dink daar's nog so
3 weke se werk. Is redelik omvattend. Ek hoor jou en ek moet om verskoning vra want ek wil regtig hierdie breër gesprek gehad het, maar ons ander gas is nou nie vanoggend beskikbaar nie, maar ek is seker ons sal tyd maak daarvoor. Tony Ehrenreich van Kusatu het nou nie vanoggend sy telefoon opgetel nie, maar Gerrit Papenfoos van die Jase, baie dankie vir jou tyd hier op 'n monitor.